JMath. Kom ons kyk nou na 'n paar eksponensiële vergelykings. So, die tipe 1 en 2 somme wat ons voorheen gedoen het, herhaal nou net, maar ons het nie regtig daar antwoord gekry nie. Ons het dit vereenvoudig, maar ons het nie geweet wat x is aan die einde nie. Nou maak hulle dit 'n vergelyking sodat aan die einde kan jy actually sien o, x is 3 of x is 4. Nou gaan jy ook sien, ek het hierso tipe 3 gesê as die K-metode som. Dit maak dit net klein bietjie makliker om na toe te verwys. Anders as ek sê maklike tipe 2 en moeilike tipe 2, weet net asseblief tipe 3 is ook die moeiliker weergawe van tipe 2. Selfde ding. Kom ons kyk gou hoe doen ons hierdie. So die stappe bly dieselfde as die vorige 2 video's wat ons nog gekyk het, behalwe ek kry net 'n antwoord aan die einde. So, tipe 1 was waar ek alles geshift fact het sodat ek die eksponente na mekaar toe kan bring. So kom ons kyk gou. Ek gaan die 4 gaan oorskryf as 2 tot die mag 2 en die eksponente bly dan dieselfde daarso. 16 kan ek gaan oorskryf as 2 tot die mag 4 en die y is klaar daar. Nou kan ek van my eksponentwette gebruik en die binneste eksponent met die buitenstes gaan maal. So dit is dan 2 tot die mag 6y plus 4 is gelyk aan 2 tot die mag 4y. Dan, 'n nuwe ding met eksponensiële vergelykings wat jy al leer van graad 9 af, maar ons het dit nog nie bespreek nie, is sodra ek net een grondtal links en regs het en dit is dieselfde grondtal, kan dit wegval en ek kan sê die eksponente is dieselfde. Dit wil sê 6y plus 4 is gelyk aan 4y. So die 2's val net weg by hierdie stap van die vergelyking. So nou kan ek net die eie aan die een kant kry en sê maar 6y minus 4y gee vir my 2y. Ek vat die 4 oor, so dis minus y is gelyk aan minus 2. Ons dit was tipe 1. Kom ons kyk gou na tipe 2 som. So onthou, dit is as daar meer as een term is van ons plusse en minusse tussen hulle. So, dit is die ene waar ek vir elke eksponent sy eie grondtal gee. So 3 maal 5 tot die mag x plus 5 tot die mag x maal 5 tot die mag 1 is gelyk aan 40. As ek dit klaar gedoen het, kyk ek vir die gemeenskaplike faktor. Dis gewoonlik die faktor wat 'n x by het, so 5 tot die mag x in hierdie geval. So ek gaan dit gemeenskaplik uithaal. Wat oorbly is dan 3 plus 5. Dis als gelyk aan 40. Nou kan ek daai hakie wegdeel. So ek kan sien 3 plus 5 is 8. 40 gedeel deur 8 gee dan net vir my 5. Nou is ek by dieselfde punt aan die einde van hierdie vergelyking. My grondtalle is dieselfde, so hulle kan wegval en die antwoord vir x is dan net 1. Ons kom ons kyk gou na tipe 3 of die moeiliker weergawe met plusse en minusse. So, in hierdie som wil ek net seker maak alles wat 'n x het is in priemfaktor vorm geskryf. So ek gaan die 9 net gou oorskryf as 3 kwadraat, maar daar was klaar 'n x. Minus 4 maal 3 tot die mag x, omdat hierdie nog steeds plusse en minusse tussen het, gee ek vir elke eksponent sy eie grondtal. So plus 27 is gelyk aan 0. Nou moet ek kies wat is k, altyd die een met die kleinste eksponent. So stel 3 tot die mag x gelyk aan k, en dit wil sê 3 tot die mag 2x, die ene wat dubbel is, gaan k kwadraat wees altyd. Nou kan ek dit net gaan oorskryf. So k kwadraat minus, nou het ek 'n 4 maal k maal 3. Ek gaan nou klaar net daai 4 en 3 maal en sê dit is dan 12k plus 27 is gelyk aan 0. Nou moet jy weer 'n 3 term doen, op watter ook al manier jy dit gaan doen, maar kom ons gaan gou met die graad 9 manier, dat ek weet 27 is 1 maal 27 of 3 maal 9. Ek weet al twee tekens moet dieselfde wees, omdat dit eindig met 'n plus, en al twee tekens gaan minusse wees. So my hakies gaan dan wees k minus 9, k minus 3 is gelyk aan 0. Dit wil sê k is 9 of k is gelyk aan 3. Ek wil nie k oplos nie, ek wil x oplos. So ek moet dit dan weer gaan terugvervang en sê 3 tot die mag x is gelyk aan, ek kan 9 oorskryf as 3 kwadraat. En 3 tot die mag x is gelyk aan 3 tot die mag 1. Nou by al twee daai's het ek dieselfde grondtalle, hulle kan wegval en dit wil sê x is gelyk aan 2. Of by die ander ene x is gelyk aan 1. Ons dit is hoe ek daai tipe som sal oplos. Moet asseblief nie vashak en stop by k nie, jy gaan nie al jou punte kry nie. So kom ons analiseer net gou wat se tipe gaan hierdie wees. So stap 1 met hierdie tipe som sal wees om alles wat 'n x of 'n veranderlike het in priemfaktore te skryf. Ek hoef nie daai 24 te gaan shift fact nie. Dit gaan my nie regtig help nie. Jy kan as jy wil, maar dit gaan nie help nie. So ek moet die 9 gaan oorskryf as 3 tot die mag 2x minus 3 tot die mag 2x. Daar's 'n plus of 'n minus in hierdie som, so ek gaan vir daai minus 1 sy eie grondtal gee. Ons nou kan ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal. So, baie van julle sal nou sê, maar daar's 'n 2x, het ons moet ons nie nou 3 terme of k-metode nie. Jy hoef nie, want daar's nie een wat dubbel 'n ander eksponent is nie. Al twee van hulle is 3 tot die mag 2x. So ek kan dit net uithaal gemeenskaplik. Wat oorbly is dan 3 minus 3 tot die mag minus 1 en dit is gelyk aan 24. So jy mag regtig nou net in jou sakrekenaar die hakie gaan intik en as jy die hakie intik, sien jy dit is 8 op 3. So ek gaan dit dadelik wegdeel aan die kant toe en sê maar om my antwoord te kry is dit dan 24 gedeel deur 8 op 3. So net die hakie. Dan sê dit vir my
Die antwoord hierso gaan wees 9 en ek weet 9 is 3 kwadraat. So ek kan dit net so oorskryf en die reël sê as die grondtalle dieselfde is, val hulle weg. So 2x is gelyk aan 2 en dit wil sê x is gelyk aan 1 in hierdie som. So by vraag B, hierso sien ons nou ietsie wat ons nog nie bespreek het nie. So ek het 'n 4 tot die mag x en dan het ek 'n 4 tot die mag minus x. Nou, jy moet nou besluit, wil jy dit na 2 kwadraat toe vat? Omdat al twee 4 is dit nie so nodig met hierdie som nie. Jy kan, maar weer eens, dit gaan jou nie verskriklik help nie, maar wat jy moet doen, is ontslaa raak van die negatiewe x. So om dit te doen, gaan ek sê dit is 32 op 4 tot die mag x. So onthou daai afleiding met die eksponensiële reëls. As iets 'n negatiewe eksponent het, skuif ek hom na die ander kant van die breek toe. So hy gaan staan onder die 32. Nou moet jy onthou wat jy gedoen het as jy vergelykings het met delers. Jy maal alles met die KGV en in hierdie geval is die KGV 4 tot die mag x. Nou, dit gaan eintlik makliker wees om hierso al die K-metode in te sit. So ek gaan dit doen. Al sien ek nie iets wat dubbel is nie. Ek weet 4x mal 4x gaan vir my 4 tot die mag 2x gee. So net om dit minder confusing te maak, gaan ek nou al sê, stel k gelyk aan 4 tot die mag x. So dit wil sê, daai is k minus 32 op k plus 4 is gelyk aan 0. Nou as ek alles gaan maal met 'n k, dan sit ek met k kwadraat plus 4k, ek raak daai twee net om, min 32, want nou sit in 3 term formaat. Nou kyk ek na wat geef my 32, dis 1 mal 32, 2 mal 16 of 4 mal 8. Daar staan 'n minus voor die 32, dit beteken ek moet die 2 faktore aftrek om die middelste antwoord te kry. So ek gaan nie 4 en die 8 gebruik in hierdie som. Dit gaan dan vir my sê k, in elke hakkie, ek weet ek gaan die 8 en die 4 gebruik, en nou die grootste een van hulle moet die voorste teken hê, so dit is plus 8 min 4. En dit is alles gelyk aan 0. So dit wil sê om my vraag op te los, k moet dan gelyk wees aan minus 8, of k moet gelyk wees aan 4. Vraag was nie om k op te los nie, die vraag was om x op te los. So hierso gaan ek nou en gaan vervang terug. 4 tot die mag x is gelyk aan minus 8, of 4 tot die mag x is gelyk aan 4 tot die mag 1. Kom ons doen gou eers die regterkant, hy is makliker. Grondtalle is dieselfde, so hulle kan wegval en x is net gelyk aan 1. Nou, by die volgende ene, hier moet groot rooi ligte aangaan. Ek kan nie 'n eksponent ooit kry wat 'n positiewe 4 gaan verander in 'n negatiewe 8 in nie. So hierso skryf ek groot geen oplossing. Party onderwysers sal wil jy moet skryf geen reële oplossing en die is gelyk aan doodtrek. Hoe ook al jy vir hulle wys, jy weet daai het nie 'n antwoord nie, is fyn, solank dit net duidelik is. Ons sê julle, so dit is hoe graad 11 eksponent vergelykings lyk. So van dit kan bietjie lekker complicated raak, maar solank jy die 3 tipe somme verstaan, gaan die vergelykings ook nie te moeilik wees nie. Baie sterkte met hierdie. Ons sal nog aanhou oefen en dalk 'n eksamenhersiening video aan die einde van hierdie playlist sit, net om meer van hierdie goed raak te sien en te oefen. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.